bietjie praat oor die feit dat ons almal langer leef nou. Mense raak al ouer, meer en meer mense bereik die ouderdom van 100 en ouer. En dit is 'n wêreldwye tendens. Hulle glo die mediese wetenskap hou ons langer aan die lewe. Hoe meer pilletjies en bolletjies goed ons kan hê om te drink, hoe ryker word die mediese praktyke of die veral die farmaseutiese maatskappye. Maar dit beteken nie ons het regtig altyd kwaliteit lewe nie. Want weet jy die hartseer ding is dat alhoewel ons langer leef, verouder die mensdom baie gouer. Mense in hulle 40's word al gediagnoseer met sogenaamde ou mens siektes. Alzheimer's, nou iemand ontmoet wat op 38 met Alzheimer's gediagnoseer is. En ek kan vir julle baie sulke mense noem, maar ja, gewone ou mens siektes kom nou al vroeër en vroeër. En daar is redes daarvoor en ons kan dit vermy. Maar waaroor ek vandag van praat is die feit dat ons deesdae, ons senior groep, gesien word as 'n finansiële en sosiologiese las op die gemeenskappe, samelewing, regerings. Want min van ons kan tot op 100 bekostig om 'n gestuurde mediese fonds te hê. Ons maak gebruik van staatsklinieke en staatshospitale wat finansiële groot lasse, al groter wordende las op regeringsinstansies het of op die regeringskas. En ongelukkig sien die wêreld ons as 'n nuisance, omdat ons nie wil omval en doodgaan nie. Want ons doen eintlik niks of baie min. Meeste van die ouer garde, wat 'n algroeiende, groter wordende groep is die persentasie mense wat terugsit en so min moontlik doen, ook 'n al groter wordende groep. Wat ook 'n sosiologiese las is, behalwe dat dit finansiële las is. Want mense wat min doen en nie betrokke is nie, en nie baie waarde tot die omgewing toevoeg nie, word makliker siek, verouder baie vinniger, van baie sit verouder ons baie vinnig. En dit word regtig 'n groot probleem. Die maatskaplike werkers in afdeelorde moet baie hard werk om entertainment te reël, om hierdie mense darm iets te gee, om hulle op te kikker. En daarom is dit vir my so belangrik dat ek landwyd hierdie boodskap by juist ons, wat die seniors is, thuisbring. Dat ons moet die voortou neem. Ons moet dit verander. Weet jy, ek het gemeenskappe besoek waar die mense meer as 100 jaar oud word, dis algemeen. En dan is hulle fiks en op en wakker en gesond en brein helder. En dan kyk jy na hulle. Hulle het by 'n stadium gekom waar hulle tree nie af nie, maar hulle wel 'n bietjie spoed verminder, maar hulle bly betrokke. Hulle doen nog dinge in die gemeenskap. Die jong mense kom leer by hulle. Want kom ons wees eerlik, ons het ervaring wat jy net kan hê as jy net ouer geword het. Ervaring is nie iets wat jy mee gebore word of wat jy aan persent gegee word nie. Jy moet ouer word om ervaring en wysheid te hê. Ons het stories. Weet jy wat is die wonderlike ding van stories? En almal van julle se stories. Stories is dit entertain, maar dit leer ook. Dit teach ook. Dis die wonderlike ding van ons stories. Ek onthou toe my skoonpa nie afgeloop was. My so lekker om na al die mense se stories te luister. Ek het so baie geleer by hierdie mense deur na hulle stories te luister. En dit is wat in daai gemeenskappe gebeur, waar mense maklik 110 jaar oud word. Ek loop in Vietnam. En daar's 'n vroukie met 'n stok so oor haar skouer. Hulle loop almal met hierdie stokke en die maatjies wat so weerskant hang. En dan hierdie besoedebietjies om die son af te keer van Vietnam is maklik warm en vochtig. Loop sy straat af so as vroukie en ek kon sien sy is oud. Die vrou vir die tot wat saam met ons is, hoe oud is die vrou? Toe sy 92. Toe stap sy kies reg op straat op en af en sy praat met almal. Sy het haar eie vars groente gaan koop die oggend en sy
deel uit vir die kindertjies, die vruggie hier, dingetjie daar. So chat stap sy huis toe. En toe vertel hulle vir my, dis volop in Vietnam, dat mense meer as 100 jaar oud is, en nog steeds stap en hulle ding doen. Toe besef ek, ons westerse lande het die verkeerde kultuur ontwikkel. Kultuur van bid vir aftrede, want dan kan jy so min moontlik doen. Terugsit, want soos die een man, Johan vir my sê, 65 toe hy af, op en wakker, baie oude man. En ek sê vir hom, Johan, wat gaan jy nou vir die rest van jou lewe doen? Want hy is nog so op en wakker. Hy sê vir my, wat sussie? Ek het my heel vervolg in vaderland gedoen, nou moet jy na my omsien. Ek sien hom precies een jaar later, dit was die 1 Desember, een paar jaar terug. Ek en my man loop om raak in een winkelcentrum. Ek het hom nie herken, hy het my herken. En ek kyk hom so, en hy is krom, en hy is oud, en ek sê, man, hoe gaan het met jou? Hy sê, ek kan sien, ek is oud en oor die muur. Toe sit hy vir 'n jaar lang. Vraag sy vrou, wat doen die man? Sy sê, hy staan op in die oggend, en dan gaan sit hy, die koerant word afgelewer, en lees hy sy koerant, hy is nou nie afgelewer, dan bring sy sy thee vir hom. Dan lees hy koerant, en dan sit hy daar, en dan gaan eet hy ontbyt, dan sit hy nog, en dan sit hy weer, en dan drink hy thee, sit nog, eenmaal die week speel hy brug, maar hy sit, en middag eet hy, en namiddag eet hy rus hy, want hy is nou baie nog. Dan rus hy, en hy sit voor TV, en hy slaap, en so sit hy die dag deur, stap dan wel 'n draadjie deur die tuin af van sit, het hierdie man in 'n jaar stuk uitgeword. So, dit is ongelukkig vir ons kultuur, en dis wat ek wil 'n kopskuif gemaak het. Ek self is nou 78, en ek lewe om te lewe. En ek het een ding geleer, en ek het nog al dit by Melody gelees, dat ons vandag weer aan herinner. Ons is hier om iets te doen vir God, tot sy eer. En weet jy, ons is hier op aarde geplaas vir 'n doel, God se doel. En Oprah sê dit verskriklik mooi. Sy sê, there is a divine calling, a sacred calling on each of our lives. And whether you know it or not, it's your duty to find out what that calling is and get about the business of doing it. En dan gaan ek vir julle 'n baie mooi storie vertel, wat vir my die hele saak opsom en vir my sê presies wat ons taak op aarde is terwyl ons leef. James Michener, baie van julle gaan hom ken as die, ek voel soos 'n robot, as ek so staan en praat. James Michener, die skrywer, het in sy memoirs, wat hy terloops, toe hy 86 was, begin skryf het. Op daai stadium met James Michener nog steeds lesings gegee, praatjies gelewer en boeke geskryf. So aktief was hy nog. En die rede daarvoor was, skryf hy heel voor in sy memoirs. Was 'n gebeurtenis toe hy 5 jaar oud was. Hy het gewoon langs, sy ouers het gewoon langs 'n boer, wat onder andere 'n paar vrugbome ook op die plaas gehad het. En James het baie graag by die boom gaan kuier. En die dag is hy weer by die boom, en daar's 'n appelboom op die plaas, wat nou al jare lank verdor daar staan. Hy dra nie appels nie, hy dra nie blare nie, hy staan nie daar, en hy is net oud. En die boer kom, en hy slaan 8 lang spykers, geroeste spykers, en die stam van die boom, 4 onderom en 4 bietjie boorde, slaan hy in die stam van die boom. En James kon dit nie verstaan nie, maar toe die appelseisoen kom, toe dra die boom die grootste, wonderlikste oesappels wat hy ooit gedra het. Rond en soet en rooi. En hy vra vir die boer, maar wat het hier gebeur? Toe sê die boer, ag, die boom het net iemand nodig gehad om daaraan te herinner, dat terwyl hy nog op aarde is, hy werk om te doen. En toe ek dit lees, toe besef ek, hierdie boom het baie meer gedoen as appelstel, want tussen appelseisoen nou, was daar blare aan die boom, waar voëls ook kom skuil uit die warm son, waar hulle neste kon bou,
Die blare het skaduwee gemaak, waar diere en mense in die skaduwee kon rus. Kyk hoe trek dit nou lewe, hoeveel lewende goed baat nou, omdat hierdie boom sy job doen. En dan is daar natuurlijk appelbroeseltyd, mees romantiese. Dink nie daaraan, julle onthou maar die cherry pink en apple blossom wine. Man, dit is so romanties. Dis die tyd, waar die ladders onder die boom kom piknik hou. Daai boom het so 'n waardevolle diens gelewer aan soveel. En dit het vir James so bygebly dat hy op 86 nog aktief bedrywig was. En dit het my laat besef, wat Oprah sê is, we each have a sacred calling on our lives. En dit was terwyl ons kinders grootmaak en in 'n beroep staan of by 'n werkplek is daar nie tyd om te dink aan jou doel op aarde nie. Ons is so besig om te streef na sukses en Bob Buffett sê dit so mooi. Hy sê we have to move from success to significance. En dit het ek gevind. Ek wens my dae was vroeër as 60. Want ek het eers hier op 60 begin om regtig my lewe te leef, te wees wie ek is. Daai appelboom nie was wie hy moes wees of wat hy moes wees nie. Het hy nooit sy doel klaar geleef nie. En weet jy wat sê? Terwyl jy nog lewe, het jy nog nie 'n doel afgehandel nie. Dis die toets. Leef jy nog? Het jy nog nie 'n doel klaar gemaak nie. En God het jou hier vir 'n doel. En dis nie noodwendig 'n groot moeilike taak nie. Dis selfde. Dis klein dingetjies. Doen jy self die guns en lees die boek 29 Gifts, waar mense se lewens totaal omswaai. Bloot omdat jy elke dag ingestel is daarop om te kyk hoe maak jy ander mense se lewens beter. Met die westerse kultuur kyk ons wie kan wat vir ons doen en ons kry onsself baie maklik jammer, dis die kultuur wat ons geskep het, ons voorgangers en nou suffer ons. So ons moet begin kyk. Want weet julle, Linda Smith sê, ons lewens moet 'n baken van hoop en inspirasie wees vir volgende geslagte. So, wat het die appelboom nodig gehad? Die appelboom het iemand nodig gehad om hom te herinner dat hy 'n werk op aarde het. Maar natuurlik het hy ook minerale nodig gehad. Duidelik was die grond onder hom uitgeput. Die nodige minerale was nie daar nie, maar nie die geroeste spykers, enige van julle wat 'n bietjie van tuinbou weet, my man het my dit geleer. 'n Geroeste spyker gee minerale aan 'n boom. Hulle sit dit slaan dit baie maal in vrugtebome en avokadobome in, om hulle daai nodige koper en sink en yster en wat dit ook al is wat hulle moet kry, te gee dat hulle weer kan vrugte dra of beter vrugte kan dra. Nou wat het ons nodig? Nou ek gaan kyk na wat die wetenskaplikes sê. Die eerste ding wat hulle sê is beweging, beweging, beweging. Hoe meer ons beweeg, en ek praat nie van baba speel nie, maar hulle weet nie. Ek praat nie van brugspeel nie, dis baie goed vir die kop. Ons doen so goed, ons doen looplasels, dis alles baie goed vir ons. Maar ons liggame moet beweeg. Want weet jy net, deur te beweeg, hou ons die sintuie, die spiere, die brein en die neurobane wat hulle aan mekaar koppel, hou ons sterk. En die brein, interessant genoeg, genereer nie sy eie inligting nie. Hy maak staat op die sintuie. En die sintuie onfiks raak. Dan kry die brein nie genoeg inligting nie om te prosesseer nie, om na die spiere deur te gee nie. Die neurobane verswak en ons is oud, ons het nie kwaliteit lewe nie. So om dit alles te doen, is beweging belangrik. Dr. Daniel Amen sê, beweging en ritme is die vinnigste, beste manier om 'n lae gemoed, 'n mismoedige gemoed, of as jy baie kwaad is vir jou maat, daai morbiede gevoel, om jou daar uit te kry, is beweging en ritme die beste. Nou, dit is pret, dis baie pret. En hulle sê, ons hou nie opspeel omdat ons oud word nie, ons word juist oud, omdat ons ophou speel. So nou, as jy bietjie ritmies, as jy nou die oggend opstaan en jy gaan badkamer toe, moet nou nie daar afstap. Wat maak ek hierdie dag nie? Doen dit met 'n piep. Stap af. Gaan badkamer
badkamer toe en as jy kom bys toe gaan, ek weet jy gaan muurkop op die yskas was, waarom kan eet, doen dit met 'n lekker ritme. En 'n baie lekker ritme is 'n 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, onthou daai. Dit bring jou verskriklik vinnig in 'n beter gemoedstoestand. So ja, beweging en ritme. En wanneer ons so voor TV sit, die wat naadwerk doen, lang ure, staan net op. En as jy Dr. Melody se boek het, haar oefeninge doen dit alles vir ons. Werk teen swaartekrag vir ons en die spesifieke oefeninge om te sorg vir kwaliteit lewe, om die sintuie, die spiere, die brein en die neurobane fiks en gesond te hou. So ek gebruik haar boekie deur die dag. Ek doen baie werk agter my komputer, dan vlieg ek op, ek het so 'n trampolientjie ook. Doen 'n bietjie melody, doen 'n bietjie trampolien, bietjie melody, trampolien en dit hou my reg aan die gang. En dan gaan jou siekte verdwyn. Dis die beste medisyne vir daai siekte. Wat allemaal aanlei as ons nie iets doen nie. Ja, en dan het Dr. Jane van Winnicott het 'n boek geskryf oor beweging teen swaartekrag. Sy noem haar boek Sitting Kills, Moving Heals. En ek het vir Melody ook vertel, my skoonma is op 73 dood. En daai tyd het hulle nog nie al die kennis gehad nie. En die dokter sê vir my en my man, ek kan nie verstaan nie, maar organe is soos die van 'n vrou diep in haar 90's. Want sy het so geglo aan sit. My skoonma het gesit. En as ek aan die gang is, dan sê sy vir my, sit toch kind, hoe kom jy staan as jy kan sit? En hoe kom jy sit as jy kan lê? Dit is nou 'n filosofie wat ons met ons saam dra deur die jare. En dit het haar so verander, dat sy aan organe het uitgeword, hulle dink dat het van ouderdom haar lewe tot einde gebring. En dis wat jy ons moet maak. So die belangrike wat ek vir jou wil sê is, jy moet beweeg, jy moet pret hê vir die goeie gemoed, jy moet sorg dat jou spiere, jou sintuie en jou brein en die neurobane fiks en gesond bly. En dan is daar nog iets wat die wetenskaplikes nou die afgelope tyd geweldig baie bestudeer het en meer gepubliseer het. Gesonde eetgewoontes. Gesonde eetgewoontes het gevind dat Alzheimer's en Parkinson's en meeste kankers direk gekoppel word aan suiker. Weet julle dat 2 weke terug het ek 'n nuwe studie gelees, 'n nuwe bekendstelling. Alzheimer's se benaming in die mediese wêreld is nou diabetes tipe 3. Want dat is direk gekoppel aan suiker. Dis hoekom die ouens wat so gekabel hou het, so jong Alzheimer's kry, want dit is wat hulle liggame gevoer is stelsels, gekonsentreerde verfynde stelsels en suikers. En is dit nie snaaks nie, as ons ouer word, dan kry ons tandmos so boost. Hy word al meer aktief. Vind julle dit op? Nee, ja, vir alle mans. Dit is so. Ons chromiumvlakke val, dis 'n mineraal, wat essensieel nodig is vir breingesondheid. Maar as hy begin gaan, dan begin jy al meer krywings kry vir soetigheid. Hulle behandel nou al diabetes met chromium, om daar soettand te kalmeer. Want 'n chromiumtekort is nie 'n gesonde ding nie. Het kan vir jou hartprobleme gee, het kan jou brein affekteer, die effektiwiteit van die brein. So kry maar vir jou 'n chromiumpilletjie of 'n goeie multivitamin, wat onder andere chromium bevat, onder andere koper. Weet jy, 'n kopertekort veroorsaak aneurysmes. Aneurysme is heeltemal iets anders as 'n beroerte. 'n aneurysmetekort beteken die aarwande verswak. So kry jy 'n goeie multivitamin wat die 2 goedjies bevat en kyk, dan gaan dit sommer beter. Die derde ding wat ek gesê het is jy moet betrokke raak. Dr. Angelina Wallis sê, we have to mean something to someone. En hulle sê, mense wat 100 word en fiks en gesond is, jy kan maar gaan kyk. Hulle het almal, ek wil amper sê, 'n waarde toevoegings prioriteit elke dag. Nou, ons het nou die kompetisie in die baie afgehandel
senior citizen of the year, wat deur Scoutie, dis 'n groep daar, hulle het elke jaar die kompetisie. En daar was ek oom, verlede jaar en hierdie jaar. Ons het op Vloemeros 2% gekry deur een van die plekke. 112 jaar oud. En weet jy wat laat hom elke dag opstaan? Is wat hy nog in sy gemeenskap vir die werkende mamas kan doen, terwyl hulle by die werk is. En daai man se brein en verstand is ongelooflik. Hy het nog nooit bekommerd oor homself nie. Dit gaan oor, hoe kan hy die wêreld beter maak vir ander? En dit bewys net vir my, soos hierdie appelboom, die oomblik toe hy weer waarde toevoeg, toe beteken hy weer iets vir homself en vir almal. Nou, in Melody se boekie, ek voel nou so ongemaklik, ek gaan die ding neersit, want ek wil nou vir julle 'n paar oefeninge wys van Melody, wat julle soms so kan, want julle is in die boekie, maar by ons werkswinkels voeg ons dan ritme by, ekstra beweging teen swaartekrag. Ons kyk ook na die vrouens se opstaanspiere, want julle gaan almal met my saamstem, 'n vrou se opstaanspiere verswak baie gou. Dan druk ons so, as ons opstaan, hè. Ons kan nie, ons stel met ons arms op in plaas van met ons bene. Nou ons sorg dat dit nie gebeur nie, ons werk daarteen. Weet jy, met Melody se oefeninge en baie pret in jou lewe en betrokke raak, reverse ons. Ons gaan regtig in trira. Ek werk met 'n groep in een van die afdeelwoorde. En die een man kom daar by my aan en hy is so net voor hy 80 word. En hy loop met 'n kierie, of hy hou aan iemand, en hy loop so, en hy, dit gaan nie goed met die ou oom nie, hy verander vinnig. En na 'n paar maande kom ek, dit klink of ek altyd nie shopping mall is, maar ek gaan saterdag sien. Kry ek hom daar, stap hy, sonder 'n kierie, sonder iemand nakom, en sê, sakkie stap hy. Ek gaan hom doen, ek sê van Peter, you look marvelous. What happened to you? I said, it's you. It's not me. I can give you the information. Ek gee vir jou inligting. Jy koop Melody se boekie, jy woon ons werkswinkels by. If it's going to be, it's up to me. Hy het alles van toepas wat ek vir hulle geleer het. En hy het jare jonger geword. Hy is ongelukkig kon daarna 'n ongeluk dood. En sy seun wat opgekom het vir die begrafnis sê vir my, ek is so dankbaar dat hy met jou te doen gehad in die laaste jaar. Dit was sy beste jaar van sy 55ste jaar af. So goed het dit met daai man gegaan. Hy begin betrokke raak. Hy het vaardighede gehad wat hy toe vir jonge mense begin leer het. So ons kan 'n groot verskil maak in al hierdie siektetoestande uitskuif. Ons hoef nooit onthou, oud word is in die kop. Om ouer te word is 'n gegewe. Ons verjaar almal. Die jare stap aan. Maar oud wees, Albert Lewis, die oorlede rabbi in die Joodse kerk wat daar baie bekend was, gesê, growing old we can deal with, being old is the problem. En ons moet dit verander onder ons, sodat volgende geslagte ons as 'n voorbeeld kan sien. Dan gou vir julle wys ook hoe om te loop. Ons is so bang vir val. Is jy nou almal bang by die stadium waar jy bang is vir val? Dan loop ons en ons kyk waar ons loop. Die oomblik wat jy afkyk, loop jy met platvoete. En een van die mans wat ook my werkswinkels bywoon gewoon het, Anton, kom eendag by my en sê, ek weet hoe val al die vrouens. Hy sê, weet jy, ek bly nou in hierdie oude huis, ek nou daar ingetrek, en elke week is daar 4-5 vrouens wat neerslaap. Sê, ek het net gewonder, hoekom? Toe begin kyk ek, hulle loop platvoet. Toe leer ek hulle om hakke eerste te loop. As jy hak neersit eerste, dan gaan jou skouers terug en jou ken kom op en jy kyk die wêreld in die oë. En wat 'n boodskap kry die brein? Ons het gesê sintuie gee boodskappe vir die brein. Ek kyk die wêreld in die oë, ek is in beheer en jy voel sommer beter. Nou gaan ek julle wys hoe ons loop, maar eers hoe om jou voete soepel te hou, dat jy reg kan loop. Ons doen so tou, hiel, dis lekker ritmies. Jy stap so, dis nog 'n manier om gaan af te stap. So, tou, hiel,
en dan vat jy hom heel, touw. Dan as jy gaan winkels toe stap of waar ook al, is dit maklik om hakke eers te loop. In die begin doen ons 'n bietjie oordrewe, maar almal kyk vir jou, dan kyk jy maar terug, en jy smaak. Maar die waarheid is, jy doen jouself 'n resigings, later kom dit van self. So kom ons oefen gou 'n touhiel, almal op, die wat kan op, die wat nie kan nie, doen net daar waar jy sit. Kom ons gaan, touhiel, eers die tweenies, touhiel, kom, en klap sommer af van my kies, maak pret daarvan, lekker dit, swaai die boutjies, touhiel, sit eers die toe neer, en dan die hak, laat hy so lekker klap. Ok, en nou doen jy hak eers, hak, tone, ek sien thuis van die plek oefen, dan die voetje al die staan geraak, en as jy jou hakke neersit, dan kom jy, kyk nou net hier, toe ons getel hier, dit allemaal afgekyk, toe kyk hoe mooi lyk hulle voetjies, toe ek sê hakke eers, toe kom al die tenen. Baie belangrik, en julle moet dit oefen by die huis. Maak die voete soepel met 'n touhiel en dan 'n hak eerste. Goed, nou gaan ek julle wys om die hande soepel te hou. Sit maar. Sit gerus. Om die hande soepel te hou, baie belangrik. Nee, dit is nou my jeurkie. Agter in die hoekie, meisie. Jy is vreeslik geskok oor iets, ek kan ons nou vertel. Ek is nou baie nuuskierig. Om julle hande soepel te hou is baie belangrik. Vir duidelike spraak, want dit is ons hulpmiddel vir spraak. Ons praat en skryf en beduie en teken met ons hande. En dis gekoppel aan die deel van die brein wat te maak het met kommunikasie en taal. En so die hande moet ons baie mooi oppas en soepel hou. En praat nou met julle hande al lag die wêreld, dis goed. Maar ons moet ook die hande soepel hou om onafhanklik te bly. As jy lekker soepel hande het, kan jy jou knope self vasmaak tot jy 110 is, 120. Jy kan jou eie knippie agter vasmaak van jou hangertjie. Jy kan jou eie skoenveters vasmaak as jy 'n man is en jou eie rits optrek en jou eie beld vasmaak. Jy kan al jou eie dinge doen, jy hoef nie te wag vir iemand om dit vir jou te doen. So ons hou die hande soepel. En Mary het die heerlikste oefening hier. Palmstrek. Nou, in jou boekie sê sy ook, ons onthou om gereeld ons oë te strek. Nou, ek kombineer die twee oefeningies. Die oog en die palmstrek, dan sit ek ritme by, ek sit swaartekrag oefeninge by, 'n bietjie bons, en dit word 'n heerlike prettige ding wat jy enige plek in jou huis kan doen, en selfs in die pad. So kon jy saam met jou kleinkinders, my kleinkinders doen dit, hulle is nog baie jong met hulle handjies, maar hulle doen dit, is so oulik. Kom ons doen gou palmstrek, ek gaan vir julle wys, en dan gaan julle saam met my doen. Jy strek jou palm so wyd as wat jy kan, jy strek jou oë so wyd as wat jy kan, en dan gaan ek tel, dit is nou 8 sekondes, maar jy gaan nou staan, kan ek doen, maar sit eers tot ek verduidelik het, dan gaan ons doen 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8. En dan gaan ons stywe vuiste maak en ons bons steeds 1 en 2 en 3 en 4, 6 en 7 en 8. En dan herhaal ons weer oë oop, palms oop en ons bons en ons wieg. Lekker, op. Op, die wat nie kan nie strek net en strek die oë. Kom ons gaan. 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 1 en 2 en 3 en 4 5 en 6 en 7 en 8 1 en 2 en 3 en 4 5 en 6 en 7 en 8 en 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 jou oor is nie opgestrek nie 1 en 2 en 3 en 4 5 6 en 7 en 8
Dat is, julle doen dit maar, hè? Altyd doen. Ja? Goed, julle kan sit. Kom ons haal gou lekker asem. Nog 'n ding wat baie belangrik is vir ons is suurstof. Weet julle? Ouer mense se suurstofvlakke is baie laag. Hoekom? Ons beweeg minder, ons beweeg stadiger. Ons het angste wat skrik vir niks. Ons is oor baie dinge angstig. As dit nie kinders, kleinkinders is en nie finansies, moontlike siektes, jou beste vriendin wat siek word, wat ook al. Ons is altyd angstig en ook oor verandering. En dan is ons suurstofvlakke baie laag. Want as jy angstig is, haal jy ook vlak asem. En hulle het gevind, Dr. Otto Warburg het gevind, genoeg suurstof in elke sel van die liggaam voorkom kanker. Want suurstof is 'n groot vyand van kanker. En dis hoekom dit 'n ou mens siekte is, want ons het dan gewoonlik nie meer genoeg suurstof nie. En dis suurstof deur die dag. So ons moet, as ons ouer word, bewuslik werk daaraan om meer suurstof in te kry. Nou help dit nie, ek sê vir jou, haal tog 'n paar maal 'n dag diep asem nie, want as jy angstig is, dan slaan jy asem mos nie vas. Hy gaan nie in. So jy kry nie reg nie. Lekker wenk vir julle. Die vinnigste, maklikste manier om suurstof in jou liggaam te kry, is om eers uit te asem deur die mond. Jy stoot hom uit tot waar die diafragma beweeg. En as jy sukkel, dan kan jy met geluid doen, sê, hou. Dan voel jy dat die diafragma beweeg. Twee dinge, as die diafragma beweeg, beteken dit jy al jou onsuiwer lug uit, maar die diafragma se beweging skakel ook jou kalmeringsstelsel onmiddellik aan. En daarom is uitasem so belangrik, want weet jy, jou liggaam gaan nie nou weer daar is nie meer asem meer na omval nie. Hy suig onmiddellik suurstofryke lug in, en daar het jy suurstof in jou liggaam. En jou brein het 25% meer suurstof nodig as enige ander orgaan. So ons moet soveel moontlik suurstof by die brein kry en hou, sodat ons nie vergeetachtig raak nie, dat ons nie deur mekaar raak of soos in Engels sê confused raak nie. Meer suurstof beteken 'n helderder brein en 'n kalmer gemoed en 'n gesonder persoon. So kom ons wysgagte vir julle al my mediese oefeninge omtrent, alle oefeninge, kombineer ek die asemhaling. Die boekie sê dit nie, my werkswinkel sê dit wel, so ek gee vandag vir julle die neem. Jy gaan eers uitasem, ons gaan 'n nekdraai doen, ook iets wat jy elke dag kan doen, goed vir die, as jou spiere sterk en stewig en gesond en fiks is, skouerspiere, dan is die postuur ook sommer in 'n beter posisie, dan val jy ook nie so maklik nie. En natuurlik om jou nek los te hou, dat jy ook nie so baie nekpyn het nie. So ek gaan vir julle wys hoe die nekdraai te doen. Ons gaan eers uitasem en dan inasem en dan soos ons nek gedraai het uitasem. En ons gaan dit ook 'n keer doen. Jy doen dit eintlik op meer kere en jy kan dit soveel keer deur die dag doen as jy wou, maar ons doen dit 3 keer op 'n slag. Draai oor jou skouer en uit deur die mond. Voel jy daar diafragma? Kom en haal weer in. En uit. En in. En aan die kant. In. Uit. Doen we nog een keer. En in. En in. En in. Ja, altyd asem deur die neus, altyd. Die neus is so gebak. Ja, altyd asem deur die neus, want die neus is so gemaak om te filter. Dat jy nie onnodige stoffe goed inasem nie. So jy asem in deur die neus, maar jy asem uit deur die mond en jy blaas hom uit tot jy weet alles is uit daai diafragma moet beweeg. En as jy dit kan doen, 3 keer, jy net draai doen elke dag, daar's 'n hele paar oefeningetjies in die boek wat jy uit kan leer, want
kombineer dit met 'n lekker diep asemhaling. En as jy nou net woordewisseling gehad het met iemand, jy is baie ontstel. En jy kan nie nou dadelik gaan afstap om 'n bietjie in ritme te beweeg nie, dan haal jy eers net asem. Blaas net eers uit, maak jou oë toe en blaas uit. En in. Doen dit so 2-3 keer. As jy so kalm dat jy kan sien vir enige hou. Maak jy graag genoeg, saak hoe groot jy sterk is nie. So dit gee vir ons baie kalmte. Dit gee vir ons al suurstof wat ons nodig het. So jy moet beweeg in ritme en beweeg daagliks teen swaartekrag. Ons het nou vir Melody genooi om in PE te kom praat met die mense oor die belangrikheid van beweging teen swaartekrag. En 'n lekker dingetjie is hierdie klein rebounders wat ons het. Maar as jy net bons, dan versterk jy die spiere en jy beweeg teen swaartekrag. So 2 minute op 'n keer deur die dag. So ja, ek dink julle het nog aan die boodskap gekry dat daar baie is wat julle kan doen op 'n prettige manier om jong te bly. Die hele idee is vir ons om jeugdig, aktief, produktief, positief te bly. Want as ons dit nie is nie, dan sukkel ons bietjie met gesondheid en om deur elke dag te kom. Ek het gepraat by een van die ouer huise en aan die einde van die praatjie kom daar 'n vrou na my toe. Sy sê vir my, maar sy is baie emosioneel. Sy sê vir my, sy is nou 92. En sy besef vandag, sy het 22 jaar van haar lewe gemors. Toe sy 70 is, haar man is oorlede, toe trek sy na afdeeloord in, 22 jaar terug, sy sê, and you know what? Every day, I got up in the morning thinking, now how will I pass the time today? En dan as sy in die aand in bed lê en sy kan nie slaap nie, dan dink sy, nou wat gaan ek môre doen? Hoe 'n aardige gewaarwording moes dit vir haar gewees het, om op 92 te besef, sy het 22 jaar van 'n kosbare lewe gemors. En dit is eintlik nie haar skuld nie, dit is eintlik hoe ons dit in die westerse kultuur ontwikkel het. So ja, aktief, produktief, my West het gesê, you're never too old to become younger again. En ons bewys dit elke dag. Deur mense aktief betrokke te kry, mense se belangstelling te kry, mense net weer rus te maak vir die lewe en regtig te lewe. Nie net te bestaan nie, maar te lewe. Dan word jy jonger en jonger en jonger. En dan wil ek vir julle sê, my wens vir myself, of my besluit vir myself, het ek by daai Ackerman gekry, baie van julle gaan haar onthou in ons jong dae was sy se lewe. Sy het gesê, I don't want to get to the end of my life and find that I just lived the length of it. I want to have lived the width of it as well. So actually, vir julle Seneca se woorde wat sê, let's love and cherish old age, because it is full of pleasure if you know how to use it. Dank je. Ek wil vraag hê dat ek 'n vraag kan antwoord. O ja, 'n ander baie lekker vraag. Hoe sê jy nou my? Is om rocking, as jy 'n rocking chair het, of 'n swaai, weet jy die klein banke wat jy so kan swaai? Ongelooflik, weet jy, dit maak die brein wakker, die hele brein wakker, maar ontstaan die brein terselfdertyd. Terwyl dit al die spiere in die liggaam werk en jy besef dit nie. Jy sit en jy raak te lekker en alles word gesonder. Elke selletjie word conditioned, soos hulle in Engels sê, as jy so raak. En jou brein wat helder wakker is, maar ontspanne, werk dan op sy beste. Dink net, 'n brein wat lekker ontspanne is, maar helder wakker, moet goed werk. En dit sit ook suurstof in. Dis nou 'n lekker manier om TV te kyk. Sit op jou rakker en raak nie. Ek werk met die Parkinson's groep, die support group, werk ek en ek werk met 'n groepie van hulle apart. Ek het almal op rocking chairs gesit. Die een vrou was gediagnoseer met Parkinson's, die eerste tekens was baie duidelik. En dis nou 6 jaar terug, sy is nog nie op medikasie nie, maar Parkinson's het nie een aks erger geword nie.
Sy doen melodiese oefeninge en sy rock. Elke dag. Ek sê, now when do you rock? Sy sê, in the morning when I have my tea, I rock. When I do my Bible study, I rock. Sy sê, en as sy's baie lief vir handwerkies, en met Parkinson's en al doen sy nog baie handwerkies, en sy rock, en as sy TV kyk, dan sit sy in sy rock. En sy sê, sy rock seker ten minste 'n halfuur of meer 'n dag, bietjies. En haar Parkinson's het nie een aks erger geword nie. En ek sien net met hierdie Parkinson's leiers, hoe hulle baat by melodiese oefeninge en rocking. En nou kan ek vir julle sê, die anders met die knieoperasies, want hulle so sukkel, of die man sukkel so met die knie, wat nie wil wegkom nie. Ek sit hier op 'n rebounder, dat hulle net wieg op daai rebounder. En dan kom my knie net so reg. Baie genesing, daar is soveel wat ons kan doen, as ons net verstaan van swaartekrag en beweging, en om 'n vrolike gemoed te hê, en gesonde eetgewoontes. Dus die een ding wat ons in ons ouer jare mee sukkel mee, is daai suiker. Toe ek inlik vanoggend, ek sien nie goed, kyk ek aan 'n pad. Kan jy nie versoeking wil hê nie? Nee. Nog vrae? As jy nou nie 'n rocking chair het nie, kan jy maar 'n swaai gebruik. 'n Swaai, dit skat ons het by 4 van die aftreeoorde, die skattie klomp, wat die kompetisie doen, het in 1 jaar geld oor, en hulle bel my, vra my, wat kan hulle nou by die aftreeoorde gaan sit? Ek sê rocking chairs, maar dit werk tot 'n duur uit nie met te veel hê. Toe sê ek swaaie. Toe gaan sit ons by 4 van die aftreeoorde, 2 swaaie op, dat hulle maatjies gaan. Nou sê ek vir al die vrouens, trek 'n wye kleurvolle romp aan bont, sit so lekker sonder op en gaan swaai. Nou moet jy sien hoe gaan kyk die mans en die vrouens as ek swaai. Dit is ene pret. En daar's een aftreeoord wat al haar afgetrede mense elke dag laat swaai. Sy maak seker, sy's nou, mense sê ek skop haar, al die daai skop haar afgetrede mense, want daai mense word nie uit in daai aftreeoord nie. En hulle swaai, en dis wonderlik so, as jy 'n pakkie naby het, of laat hulle vir jou swaai in jou tuin hang. My dogter het 'n swaai in haar tuin laat hang, en dis so by die riviertjie, en dan gaan sy middag en sit sy daar en sy swaai. En soggens vroeg as sy Bybelstudie doen sy dit in haar swaai. Baie goed. Alles wat nie meer kan weg. Ja. Weet jy, ons arms lig nou, omdat ons hulle nie lig nie. Ons het geloof dat ons is nou oud, so jy lig nie jou arms nie. So, ek by die werkswinkels doen ek het geleidelik, leer hulle hoe met geleidelik te doen, tot die armpies weer kan op. Dis regtig, you can reverse it all. Armpies kan weer lig. So van na hierdie funksie, gesonde eetgewoontes, maar van hierdie funksie af. Beweging, ritme, pret. Okay. En vind 'n doel om voor te leef. Klein. Weet jy, al gee net, as jy 29 Gifts lees, een dingetjie vir een mens elke dag. Jy hoef nie gaan koop nie, klik 'n blommetjie, gee net iets van jouself, kyk oor om te luister, iets vir 'n mens. Jy raak later so ingestel, dat jy vind jy doen dit vir baie mense, en jou lewe word so verskriklik lekker.